Môre almal. Môre die media mense, almal wat ingeskakel het, sielkose mense, almal. Ek gaan vir julle so ietsie vertel van op my ouderdom. Is ek besig met 'n kursus. Moet ek vir die mense my ouderdom sê? 'n Hele 70 jaar oud. Eerstens wil ek vir pastoor Chris baie dankie sê. Hy het vir my en vir baie mense die geleentheid gegee om 'n kursus te volg. So die wat dit volg, goed vir julle. Die wat dit nie sane belangstel nie, goed vir julle ook. Maar ons wat daaraan gaan belangstel, kan ek julle verseker, gaan vooruitkom. Eerstens, ek die boek Openbaring kon ek nog nooit verstaan nie. Nooit. As ek kom by 8 oë en horings en dan skiep ek. Maar ek gaan uit daar want ek verstaan dit nie. En toe pastoor nou kom met die kursus, dog ek nie, nou is dit my kans. Nou kan ek mos nou bietjie vir hom so 'n bietjie vra, wat nou. En hy het vir my 'n ding opgestel en ek moet vir julle sê, is nie maklik nie. Maar is ook nie so moeilik nie. Ek het daarom nog daai verstand om te kan dink. En die ding is jy moet eers met Openbaring trou. Jy kan nie hierdie kursus doen as jy dit nie doen nie. Want Openbaring lees jy nie alleen nie. Jy kan nie. Openbaring moet jy oor die hele Bybel. Oor die hele Bybel kom oralste plekke voor wat betrekking het met Openbaring. Ek het nou so bietjie eers weggedwaal van wat pastoor daar geskryf het en gaan kyk. Nee, hoor, is hierdie die waarheid? Maar nou moet ek jou sê, ek moenie eintlik nie, want ek hak vas by Rut en Naomi. En dit vat nou, dan wil ek eers daar lees, want ek hou baie van hulle. Ja. Maar dan gaan ek nou terug en dan kyk, pastoor het dit so mooi uiteengesit. En as jy vir Openbaring lees, maar eintlik die hele Bybel, maar Openbaring spesifiek, moet jy aandagtig lees. Moenie gaan sit waar die honde blaf nie. Moenie gaan sit waar kindertjies om jou hardloop nie. Moenie gaan sit wat Jaco skree wanneer eet ons nie. Dit werk nie. Jy moet gaan sit waar dit doodstil is, want jy moet aandagtig lees. En as jy op 'n ouderdom kom regtig soos ek, is dit baie vinnig. Dan, jy weet, ja, dan net iets en dan kyk jy op en dan as ek terugkyk, dan weet ek nie waar ek nie. Maar ek is baie bly, pastoor is baie interessant en ek is nou al so ver dat ek nou begin, jy weet, verstaan waaroor al hierdie goedjies gaan. Nog nie heeltemal nie, jy moet nou nie skielik vir my iets vra een Sondag nie, want ek gaan net vir jou sê, pastoor, ek weet nie. Maar ek is baie bly, want dit is regtig, dit is so interessant. En wat ek wil sê, mense is so geneig om te sê, ek het 10 keer al die Bybel deurgelees. Ja, is waar, dis seker waar, maar ek wil vir daai persoon vra, kom, ek wil jou iets vra. Handelinge 10 vers 18, wat staan daar? Dan moet hy mos nou vir my kan sê wat staan daar, want hy dan die Bybel deurgelees. En as hy vir my sê, okay, wat staan dan wil ek hom vra, okay, wat beteken dit? Geef vir my daai betekenis. Pastoor, daar's min mense wat dit kan doen. Pastore, en ek is seker daar is predikante almal. Jy kan vir hulle gaan vra. Ek is seker, hulle gaan ook nie almal vir jou kan sê nie. So moenie sê, ek ken nie Bybel nie. Nee, jy sal nie. Jy kan maar 100 jaar oud word en jy gaan nooit die Bybel heeltemal ken nie. Dis hoekom ek gevra het vir Openbaring, en as ek Openbaring klaar is, ek worry nie oor seels en sertifikate en ek wil Openbaring doen vir my eie sielsrus. Dis hy. Ek wil dit hier binne in my hart hou. En ek wil nie Openbaring lees omdat ek bang is nie. Ek is nie bang vir dit nie. Want ons sien mos wat gebeur in die wêreld. Maar
Jy moet Openbaring lees, dan gaan jy ook verstaan wat gaan daar buite aan. Die mense verstaan dit nie. Maar ek sê net baie dankie, want pastoor, dit is nie almal wat vir die geleentheid gee om 'n kursus te volg oor die Bybel nie. Ek sê maar die Bybel. Want as jy die Bybel verstaan, dan gaan jy die Here ook verstaan. Dan gaan jy ook weet wie's dit. Want jy kan nie die Bybel en die Here split nie. Jy kan nie, want dis sy woord. Wat hy daar gesê het is ja en amen. Klaar. Jy kan maar sê wat jy wil. Dit is hoekom ek is baie bly daaroor. Ek is nie baie ver met dit nie, maar ek kom daar. Ek gaan daar kom. Maar ek sê net baie dankie. Ek lees hom, ja, jy moet nie Openbaring lees om vrees te skep nie. Nee, dis nie waarvoor hy daar is nie. Openbaring is 'n baie diep boek. Jou begrip van Jesus Christus, dit is om Jesus Christus te begryp. Jy moet 'n begrip hê wie Jesus Christus is. En dan die kursus fokus, skrif met skrif vergelyk, binne die raamwerk van die hele Bybel. En dit is my verhaaltjie tot dusver.